Hallo almal, my naam is Annelet Slazes en vandag gesels ons oor die rol van 'n fasiliteerder, 'n kategese of 'n klein groep fasiliteerder. Nou my oupa was 'n man wat baie lief was vir sy hoedens en hy het honderde verskillende hoedens gehad. Nie net sommer vir die lekkerte nie, maar vir baie spesifieke redes. As hy 'n sekere hoed opgesit het, dan het jy geweet, maak hy reg om 'n sekere taak te gaan doen. Maar vir elke taak in sy lewe het hy 'n baie spesifieke hoed gedra. As hy dorp toe sou ry, dan het hy sy dorp toe gaan hoed opgesit. In die tuinwerk het hy 'n tuinwerkhoed gehad. As hy moes gaan ry op die plaas en bietjie boerwerk doen, dan het hy sy spesifieke hoed daarvoor ook gehad. Die middag in die son sit en ontspan was weer 'n ander hoed. En so het ons geweet, as my oupa 'n sekere hoed aansit, maak hy reg om 'n sekere taak te doen. Die teenoorgestelde was ook waar. As ons wou weet waar is my oupa op die plaas, dan sê my ouma, gaan loer net daar agter die deur watter hoed is weg. En dan as ons sien watter hoed is weg, dan sal ons weet waar om hom te kry. As die tuinhoed weg is hy net hier om die draai in die tuin. As die veldwerkhoed weg is, dan moet ons gaan soek op die lande, want dan is hy besig daar met die skape. Maar so sit ons almal reg deur ons lewens, verskillende hoedens, spreekwoordelik op, om verskillende rolle te vertolk of verskillende take te doen. As kategee dink ons ook dat ons 'n hoed moet opsit om hierdie rol of hierdie taak te doen. En uit ons grootword tradisie het 'n kategeet 'n baie spesifieke hoed gehad. Ons het groot geword met die gedagte dat ons Sondag skool toe gaan, met 'n Sondagskool juffrou en meneer wat 'n les aanbied, 'n doel moet bereik, klomp regte antwoorde moet hê. En dan het ons 'n boekie gehad waar die regte antwoorde ingevul moes word. En dit was die rol van 'n Sondagskool juffrou en meneer. 'n baie spesifieke rol was vervul en 'n baie spesifieke hoed was opgesit, maar ons weet dat die rol van kategete verander het en dat ons nou in ons groepstyd tydens kategese in daardie selfde tyd verskillende hoedens moet opsit, want daar is klomp verskillende rolle wat vertolk moet word en verskillende take wat vervul moet word. Vandag se kinders en tieners, net soos volwasse gelowiges of enige gelowige, het nodig om oor hulle geloof te gesels en vrae te vra. Hulle het 'n veilige ruimte nodig sodat hulle kan ontdek en kan toepas, eerder as wat hulle net die sogenaamde korrekte antwoord hoor en moet leer. 'n Kategeet is dus eerder nou 'n reisgenoot wat fasiliteer eerder as 'n onderwyser wat 'n les aanbied met 'n doel. Hier is 5 wenke om ons te help om die oorgang te maak van 'n Sondagskool juffrou meneer wat 'n les aanbied na 'n mede-reisiger, 'n medegeloofsreisiger wat help fasiliteer. Die eerste punt is herdefinieer jou rol. Daag jouself so 'n bietjie uit om minder oor jouself te dink as 'n onderwyser of aanbieder en eerder te dink aan jouself as 'n fasiliteerder. Die verskil is dalk subtiel, maar dit is ongelooflik belangrik. Aanbieders leer en gee antwoorde. Selfs al is dit interaktief, is daar steeds 'n vorm van kennis wat oorgedra moet word. Terwyl fasiliteerders gee bloot riglyne en laat die gesprek so bietjie in 'n rigting vloei en beïnvloed die groepsdinamika en die groepsgesprek indirek. Fasiliteerder vra oop vrae en luister goed. Dis 'n moeilike maar belangrike kopskuif van leer oordra deur net te fasiliteer en te hoor en te luister. Tweede ding wat belangrik is om ons rol as kategete bietjie te herbedink is om te besef dat ons 'n veilige ruimte moet skep. Meeste kategese lokale is nog in 'n
klasopset gebou met rye stoeltjies waar daar een rigting gesprek plaasvind. Maar die spasie waarin kategese plaasvind, al is dit nou maar 'n klein lokaaltjie, kan so ingerig word dat dit 'n veilige spasie is. En die manier hoe ons praat in daardie spasie gaan dit ook beïnvloed. Elke persoon moet hulle gedagtes kan deel sonder dat hulle 'n vrees het dat hulle deur die ander groepslede of die groepsleier tereggewys gaan word of dalk verneder gaan word. Hulle moenie voel dat daar 'n regte antwoord is wat hulle moet gee nie. En dit is eerder vrae waaroor daar saam gedink kan word. Vrae waar waarnemings en ervarings gedeel moet word. As fasiliteerder is 'n goeie plek om vrae te begin met ek wonder. Ek wonder sommer net, kom ons dink saam hieroor. Daar moet ons wel let dat daar nie een persoon is wat die gesprek moet oorheers nie. Soms is dit die fasiliteerder, soms is dit die praterige kind of tiener in die groep, maar almal moet 'n kans gee om te kan praat, na mekaar te luister en ons kan selfs dit wat ons by mekaar hoor, echo. Derdens is wees aanpasbaar. Nou meeste kategese materiaal is so geskryf dat daar 'n sekere doel of tema is of 'n onderwerp waaroor daar gesels moet word. Nou dit is belangrik om oor die onderwerp te gesels aangesien dit hoofsaaklik deel maak van 'n groter geheel en daaroor paar kwessies gesels moet word deur die jaar. Maar dis belangriker dat ons gesels, mekaar vertrou, uitvra oor ons geloof as om streng by die tema te bly. Die ontmoeting is 'n riglyn vir 'n reis saam, maar dikwels dink ons dis 'n sprint waar ons deur 'n sekere tyd 'n sekere aantal dinge afgehandel moet hê. Soms kan daar van die onderwerp afgewyk word as daar byvoorbeeld iets deur die week gebeur het met die groep of in die samelewing waaroor daar nou gepraat moet word. Soms prikkel die onderwerp of tema ander gedagtes wat nou op die voorgrond van die groep is. Vierdens, gee geleentheid om gesprekke op verskillende maniere te voer. Ons is geneig om gesprek te voer waar ons in die kring of in die sirkel omgaan of ons vra spesifieke mense om te praat. En dit kan soms baie eentonig of vervelig raak of ons kan ook nie so kry dat almal kan deelneem nie. Gebruik dalk 'n speelietjie om gesprek te bevorder, musiek of 'n storie of 'n onderwerp wat die verhaal illustreer. Dalk kan daar tyd wees vir bespreking, twee saam, sodat meer mense die vrymoedigheid het om saam te gesels. Dalk kan daar tyd gegee word om hulle eie opinies dalk eers neer te skryf en te formuleer voordat hulle dit deel. Vir kleiner of jonger kinders kan hulle eers hulle opinies teken as hulle nog nie kan skryf nie. Mens kan die verhaal van die Bybel opvoer, jy kan ander gedigte kry wat daaroor gaan, wat voorgelees kan word. Mens kan selfs die Bybelverhaal vertaal in 'n moderne konteks en dit so tot toepassing bring. Dalk kan jy heeltemal iets anders doen om gesprek te bevorder en iemand nooi om hulle getuienis te deel. Hulpmiddels gebruik om mense in te lok, handbewegings, geluide, enige iets om deelname en gesprek te bevorder. Die laaste punt is, onthou, daar is niks wat gesprekke so goed maak en gesprekke so uitlok, soos wanneer die groep jou en mekaar begin vertrou nie. Ons is geneig as kategese om te fokus op die Sondagoggend, as ons gelukkig is, uur byeenkoms wat ons vir kategese het. Maar in daardie uur waar elke katekesant nie eers elke week opdaag nie, is dit onmoontlik om 'n vertrouensverhouding te bou. Dis sal ons moeite moet doen om deur die week ook in kontak te wees met ons groepslede. Dalk kan jy hulle een vir een uitneem vir milkshake of by hulle huis gaan kuier. Dalk as groep kan julle iets anders doen, soos 'n span braai hou, 'n DVD aand of selfs net gaan kamp as kategese groep.
Stel belang in elkeen se lewe. Onthou wat se sport hulle doen. Onthou wat by hulle huise aangaan. Vra uit oor hulle belangstellings. Hou tred met die nuus van hulle leefwêreld. En ook baie belangrik, deel van jouself. Jy is saam met hulle in hierdie groep en jy is 'n ewe lid, ewe belangrik in hierdie groep. Hierdie klink eenvoudig, want dit is. Al wat dit kos is dat ons paar doelbewuste skuwe maak as leier. En dat ons dit geniet. Dit is so 'n voorreg om deel te wees van 'n reis in geloofsvorming met mede-gelowiges. Ter afsluiting, gebruik gerus die meegaande hulpbronne om verder hieroor te gesels.